Hallo liewe vriende, dit is vandag Woensdag in ons week van gebed van 2026. Ons fokus hierdie week bietjie op geestelike groei en ons kyk na die 5 belangrike geestelike dissiplines. Vandag se geestelike dissipline is gemeenskap van gelowiges. Die tema, ons groei saam. Ons teks is uit Hebreërs hoofstuk 10 vers 24 en 25. Ek lees 'n kort gedeelte daarvan. Laat ons na mekaar omsien om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie werke. Christendom is nie 'n solo-projek nie. God red ons wel persoonlik, maar hy plaas ons in 'n geloofsfamilie. Die kerk is nie 'n gebou nie, dit is mense. Ons het mekaar nodig. Wanneer ons moeg is, dan dra ander ons. Wanneer ons twyfel, bemoedig ander ons. En wanneer ons afdwaal, bring ander ons weer terug. Maar gemeenskap gebeur nie van self nie. Dit vra oop harte, eerlikheid, betrokkenheid. Dit vra dat ons nie net verbruikers in die kerk is nie, maar medebouers. Dat ons kant ook sal bring. Ware geestelike groei gebeur dikwels in gesprekke, deur saam te bid, saam Bybelstudie te doen, saam te lag en soms saam te huil. Is jy ingeskakel? Is jy deel van die liggaam of staan jy langs die kantlyn, soos 'n kantlyn skeieregter? God gebruik gemeenskap as een van sy belangrikste instrumente van groei. Dink bietjie aan braai. 'n Enkele kool wat alleen lê, koel vinnig af. Maar kole saam bly warm. En dit is tog mos wat ons wil hê, sodat ons lekker saam kan braai. Gelowiges het mekaar se geloofsvuur nodig. Isolasie lei tot geestelike afkoeling. En hierdie afkoeling, stagnasie, is eintlik maar 'n stadige proses om geestelik dood te gaan. Gemeenskap hou geloof lewendig. Ek wil jou uitdaag. Maak doelbewus tyd vir eredienste, vir klein groepe en vir geestelike gesprekke. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die gawe van geestelike familie. Help my om nie geïsoleerd te leef nie, maar deel te wees, betrokke te wees en ander op te bou in liefde. Amen.